sponsor of enige tipe verwantskap teenoor daai NPC of NPO of NP what the fuck ever en iets gebeur met daai persoon. Die persoon hoef nie noodwendig dood te gaan nie. Okay? Enige wonde, enige seer, enige emosionele trauma gaan hulle vir julle almal opnaai. Okay? Dis waar dit gaan op die einde van die dag. Ja. Jy kan nie net sê ek het 'n huis, hierso kom bly hier by my nie en jy sê net oor die maar ons kon nie vir hulle kos gee want ons het nie kos gehad vandag nie, wat moet ek maak? Jy kan nie dit doen nie. Dis my volgende vraag aan jou. So kom ons sê ek koop 'n huis in Klerksdorp. En ek gaan nou en ek sit nou 5 of 6 mense in 'n huis en ek sê ek kyk nou na ou mense. Wat dan? You can't just get sponsors. Maar jy kan nie dit net doen nie. Jy is veronderstel as 'n NPC of 'n NPO 'n plan van aksie te hê om te sê, okay, ek doen hierdie nou vir soveel jare, ek het kwalifikasie, ek is 'n maatskaplike werker of die of daai of dat, right? Ek het hierdie is my plan van aksie om vir hierdie mense te kan sorg. Dit is jou verantwoordelikheid. Jy kan nie nou net sê ons het nie geld nie. Ons kon nie vir hulle pap gee nie want ons het nie geld gehad vandag nie. Jy kan nie dit doen nie. Dis jy het die kwalifikasies moet hê om dit te doen. Jy moet die track record hê om dit te doen en jy moet 'n plan van aksie hê. En jy moet kan bewys dat jy kon al vir 'n rukkie sekere projekte van op 'n gereelde basis op dieselfde average wat jy gewoonlik doen en dit te kan maintain going forward. Maar dis vir my saak dat ons nou sake het hier van 50 miljoen en you catch my drift. Nou dit is nou glad nie 'n geheim dat mense NPT's en NPO's gebruik om baie ander goedjies weg te steek nie. Junie, ek wil net gou vir Isabel antwoord. Ek het dit 'n screenshot gevat, ek sal dit vir Judy aanstuur. Sy sê sy het so besigheid en hulle is bereid om van die ou mensies oor te vat. En dan wil ek gou sê, sy het blykbaar, iemand het dit in die chats gesê nou, vanoggend van die ou mense ontslaag geraak voordat Mandy daar kom. En dan wil ek nou ook ietsie sê gou. Oh, so that they can't... Die 8 mense wat betaal, nee, dis hulle Sassa wat betaal. Ek wil graag weet, wat bring sy as Cathy geldelik in daai huis in? Haar seun sit gister op Mandy se live met 'n lang sigaret, wat met die ou mense se Sassa gekoop word, want hy werk ook nie. So, dan is daar ander jong kinders wat ook daar bly, wat geen bydrae het nie. Dit is hoekom sy, die 2de, die 3de, die 4de van die maand, het sy glad nie geld om vir die ou mense kos te, want sy wel, almal moet eet, uit 8 mense se geld uit. Hoe nou? You apparently have some fucking trust, June, where she gives 5,000 rand out of some fucking apparent trust. I don't know. Oh my word. Okay, maar 'n NPO en 'n NPC se boeke is veronderstel om publiek te wees. Ja. Exactly. Kan ek net gou ouma iets vra? Ek gaan terug op wat ouma nou sê, né? Ouma sê, so apparently het sy vanoggend op gisterand van die mense van ontslaag geraak voordat aan die Mandy daar kom. So dis baie maklik om op te loop. Mense vra die mense wat nou in 'n huis is, was die ander mense gewees voordat ons hier aangekom het. Dan die Mandy sal daai antwoord kry of dit so is. Verstaan? Want die mense wat nou in 'n huis is gesê, ja, maar ons was 14 mense nou vanoggend toe wakker ons dan net 7. Daai is baie maklik om uit te vind. Ja, nee, dis reg. Ons sal hoor by Tannie Mandy. Ek het nou maar net gelees wat in die chat is. En dan wil ek ook net gou sê, Trendy Wendy sit in en ge-enable in Caroline se live, terwyl Caroline vir arme Blom uitmaak as 'n moordenaar. Dan sit sy en enable haar daar. Ek wou haar dit eintlik gevra het, sy het net te vroeg uit die boks uitgespring. Ek dink sy is nog hier saam met hulle almal. Baie dankie vir almal wat my 'n follow gee. Ek waardeer dit julle. Ek is nog net 1000 mense weg. So dankie dat julle almal my follow. Mense, hierdie live laat ek julle weer sê dat ons is net geconcerned wat gaan gebeur. Lees gou Tannie Elsa se comment. Junie, Tannie Elsa stout gat. Okay, so daar is geld ingesamel vir ou mense vir kos, maar dit is in Caroline se rekening betaal. Hoekom? Die government gaan nie fondse gee. Daar is nie fondse vir hierdie goed nie. En as hulle dit gee, moet jy die dokumente en daai goed in plek hê.
So, as daar dokumente weggevat het, beteken dit sy het nie comply vir sekere goed nie. En as sy het nie gekry nie, beteken dit sy comply nie aan wat daar nodig is, dit staan hier. She does not comply. Sy het dit gehad op 'n stadium, dis weggevat. Wat beteken, sy kon either die boeke gegee nie, daar is goed wat sy nie van comply, dan, hulle ontneem het dan van jou. En jy kan nie grants kry as jy nie daai goed in plek het nie. Dis eenvoudig. Môre almal in die boksies. Hallo wie? Hallo David. Wat kan ek te Askies vraag, David. Askies David, ek net gou Junie. Sy het Isabel het vir jou 'n boodskap gestuur, 'n DM gestuur, hoor. As jy my hoor. Sy is net nog gepos. Hallo David, goeiemôre. Goeiemôre Batman, gaan met julle? Nee, dit gaan goed. Welkom by die Batman show. Dankie Batman. Ek weet 'n stelling goed maak, nee. As Trent Wendy sê sy het 'n foto skry laasweek al. Kon sy 'n saak gaan maak met polisie van mishandeling teen die ou mense nie. Kon sy stil gebly en tot vandag toe stil gebly by die mishandeling? Ons het baie mense daai vraag gevra. Ek dink sy gaan self daai enetjie kan verantwoord en sy het daai ding gevra. Wat ons het eers wat sy doen kort tyd voorkop. Daar's hy kort tyd. Jy gat op patata. Oh, Trendy Winnie, maybe you can answer why the money was put into Caroline's account? Since you moderated Junie- both lives? Kyk wat Junie, check asseblief net 'n DM van Isabel af vir jou, asseblief my skat, hoor. Julle ek gaan net gou-gou 'n short pad mis wie sê sy wil vir ons karaoke. Nee, ek joke julle. So dit was nie baie moeilik om hierdie goed te kry nie. So ek probeer verstaan hoekom in die eerste plek is daar mense wat hulle familie na hierdie plek toe stuur. Ek weet nie, dit maak ek nie. Ek weet nie, dit is 'n moeilike ding, maar soos wat hulle sê, June, hulle advertise nie meer in Durban nie, dit is nou Johannesburg, Bloemfontein, plekke wat uit Durban uit is, KZN uit is. Dis wat ek verstaan, dis nie waar die mense kom, die mense kom van Joburg af, Durban toe. Then you must come here from Joburg all the way to Durban, waste all your money to stay in a shithole. Mandy is there now, so let's see if this people is all there. Wat Mandy met almal praat, ek dink tannie Mandy is nie dom nie. Sy gaan definitief wag vir al die mense om terug te kom by daai huis. Sy gaan nie ry nie voordat almal daar is nie. So ja. En by the way mense, ek gaan nou begin rank my kind se kar het gebreek, sy ball joints het gebreek, so ons kort hulp daar in die Kaap vir ball joints. Dis die waarheid hoor, ons scam iemand vir 50 miljoen, dit ball joints. Ek gaan uitspring, Nikki, Junie, Kulai, David, Betty, check julle later. Alright. Batman, wil julle hier kon sien te gaan? Dit help nie ons ry nou nie. Nie geen fokkerij nie, ek gaan vlieg. Ek kan ook vlieg, dis nie 'n probleem nie, is baie vliegtuie. Dit help nie ons is 10,000 mense wat daar, ek sal saam met jou gaan, ek het nie 'n probleem nie, ek sal saam met jou gaan. June, she doesn't even open up the gates. If Mandy gets in today, it's going to be a miracle. No, Mandy is in the house. Listen, Mandy is there. Mandy, she opened the house, they're busy having coffee, Mandy is talking to everybody. Mandy is there. Mandy is there. Alright, so, op die einde van die dag is, hallo Daniel, wil jy boksie klim Daniel? Mense, baie dankie vir almal wat my follow en goed as ek waardeer het. Welcome to the Batman show. Ek moet dit eintlik verander na Batman shit show toe, maar ons is hier. Wat is daai NPC? June, wat is daai ene NPC? K2 is dit die NPC nommer wat iemand daar gespam het? Hoekom gaan sy nie die hek oopmaak nie? Hoekom is daar ek kyk It's happened before, June. No, Mandy, sorry. No, but I think Mandy's there. I think Mandy's there, but it's happened before where she refused to open up the gates. Yeah, because if you take it back, when people came there, it was frets en 'n geskreeery en 'n gevloekery. Remember, it's the way that ja. As ek in Julie gaan sy vir ons die hekke oopmaak. Ek kan julle dit nou al garandeer. Die ding is, daar's al voorheen mense uitgestuur soontoe en sy het geweier dat hulle op die perseel kom. Ek wou net gou hier inspring, maar nou is recordings daarvan, so wat ek nou sê is die waarheid. Die rede hoekom Caroline se rekening gebruik was, is omdat Cathy vir mense gesê het haar rekening is oortrokke.
So daar kan nie gelde in haar rekening inbetaal word nie, want obviously dis in 'n minus, so as hulle geld daar inbetaal dan gaan dit net verdwyn kind of vibe. En daar is ook 'n recording van waar Cassie in haar eie woorde sê sy was nie bewus daarvan gewees dat Tannie Caroline gegaan het en namens haar gaan geld insamel het op haar live nie. Maar ek wil ook net sê dit is dieselfde live waar Cassie gesit het om vir almal te sê sy gaan haar lewe beëindig en sy hoop dat haar kinders net dat iemand net na haar kinders kan kyk en dat haar kinders okay gaan wees sonder haar. So dit is die rede wat gegee is oor hoekom Caroline se rekening gebruik is. Maar dit NPO bestaan nie meer nie. Die NPO bestaan nie meer nie. Guys, al die goed op Google. Alles is op Google. Ek probeer verstaan hoe mense moderate en projekte saam met hierdie vrou aanpak met al hierdie goed wat oral op die internet is. Okay, so kom ons kom by die kap van die byl. Priority nommer 1 is die oom wat die huis wil terug hê. Oom, dis tyd dat oom by die hof uitkom en die regte stap in oom se huis. Dis al. Ek kan nie in oom se huis inloop en almal daar uitgooi en sê nou moet almal uitwees nie. Oom moet die regte stap inneem. Ek verstaan die oom is baie oud en wat, soos daar iemand is wat die oom wil help, ek sal dit waardeer. As julle voel julle wil die oom help om sy huis terug te kry, my vraag gaan net wees, okay, nou die oom sy huis terug, waartoe gaan die ou mense? Dit is die probleem, is daar sal voorheen mense gewees en die oom het hof toe gegaan om haar uit die huis uit te probeer kry en dit is ook public record. Die probleem is met die squatter laws en alles wat jy het in Suid-Afrika, so vir die tydperk wat Cathy in haar huis bly, het sy nog nie 'n sent betaal in terme van water en ligte, huurgeld, etc. nie. So die oom het al hof toe gegaan om 'n bevel te probeer kry om haar uit die huis uit te kry. Die probleem is net dat daar is wette wat gevolg moet word want jy kan nie net mense op straat sit nie. So hy is in die proses om dit te doen. Dit is net unfortunately alles in Suid-Afrika gebeur op Afrika tyd en ons almal is bewus daarvan. So dis nie dat hy nie probeer het van sy kant af nie. Kan ek die vraag vra? Wat dink julle is die kanse wat ons kameras in 'n huis in kan kry? That's a violation of people's privacy. You can't do that. Jy kan dit nie doen nie. Dit is nie in shared spaces waar mense privaat dinge moet doen. Ongelukkig jy kan dit nie doen nie. Ek vra maar net, verstaan jy, want ek weet die skole doen dit in die klaskamers, soos op kameras en dan kan jy sien wat in die huis aangaan. Ja, maar dit is heeltemal anders in 'n skool waar dit 'n klaskamer is waar sekere dinge moet plaasvind versus 'n huisvesting waar mense jy is geregtig tot jou persoonlike space ensovoorts. So jy kan ongelukkig kan jy dit nie doen. Net communal shade areas soos 'n kombuis is fine, maar nie 'n slaapkamer nie. Maar kan ek nou vra, maar sy wat nou in die huis is, dink jy mense kan haar nie miskien nader en sê, hoor hierso sit 'n kamera in die sitkamer, buite gewone kameras wat rekord, so as daar weer 'n probleem is, dan kan sy mos die kameras trek. Ek weet nie, ek probeer met oplossings kom. Ek is eerlik, my huis het oralste kameras, behalwe nou in die badkamers, maar in die sitkamer is 'n kamera, buitekant is 'n kamera. Jy moet dit hê vir security onthaalwes. Nee, ek kan nie dit doen nie. I think if that happens, Batman, it will come from a judge. But even then, I think it will be like, like in a public area in the house, not in a bedroom or in a bathroom. It will be like the kitchen, the living room, whatever the fuck is there. Kyk, ek try net met solutions. Hi Batman, hi almal. Hulle tannie Corlia. Batman, ek ken nou nie die hele storie nie, maar die bietjie wat ek weet, as hy die eienaar van die huis is, mag hy terugtrek in sy eie huis. En hulle kan almal so bly. Want dit het gebeur met mense wat ek ken. He doesn't want to do that. He wants his house back. He wants his space. His house. Okay, yes, Ms. Lloyd, I want to explain something quickly. There was people living in a house. And these other guys, they were just renting. And then they started blocking themselves and bang, nothing. And nothing was done. And you know what? A judge gave the permission for the owner to just move back into your own house. With him, go live with him. And see what happens. They will eventually move out. But you cannot put someone out of his own house. Remember that. Okay, wag. That's what I wanted to say. Jy kan dit doen.
Want ek weet van mense wat dit wel gedoen het, met kleuriges, wat hulle daar het intrek het, en die ander mense toe uitgetrek. Maar jy mag hulle nie uit ter eie permissie uit nie, so hy kan terugtrek. Kathy het allegedly 'n protection order teen die oom, vir wat ook al rede wat toegestaan is. So ek lees dit in die comments, maar ek het dit gehoor ook. So dit is gesê op ander lives ook. So wat ook al die omstandighede agter daai is, daar's ekstra stories en die enigste twee mense wat die waarheid weet is die oom en Kathy. So die rede hoekom hy nie daar's 'n protection order, maar die oom bly Jy kan nie 'n protection order kry teen iemand op sy eie adres nie. Ja, die oom bly daar. Die oom bly nog op die The owner lives on the property, just not in the house. He stays outside. Die perseel is op die oom se naam geregistreer. Jy kan nie 'n protection order kry jy bly op sy yard nie. Dan gaan hulle vir sê jy moet fok op. Dit is waar. Dit is waar. So, weer eens, ek herhaal net wat Kathy gesê het. Dit is Kathy se woorde. Sy het gesê sy het die beskermings bevel teen hom. Dit is letterlik, dit is wat sy gesê het. So weer eens wat daai vrou sê, as sy vir my sê die lig is blou, gaan ek uitloop om seker te maak die lig is blou. But soos ek sê, ek weet daar is meer dinge agter die skerms met spesifiek die eienaar van die huis en Kathy wat aangaan. Maar dit is, ek dink nie al daai goeders is al publiek gemaak of daar uitgesit nie. Dit word uit een mond uitgepraat. Ja. Okay. Dit maak nie saak of die oom lank kan bly. Baie dankie. Maak nie saak of die oom lank kan bly nie. Jy is op sy perseel. Jy kan nie 'n protection order kry en jy bly op die perseel met van wie jy wil protection hê, sy fisiese adres nie, sy perseel. Of hy nou bly of langs dan dit maak nie saak nie. Jy kan nie. Hulle gaan sê as jy vrees vir jou lewe, dan moet jy fok of van sy perseel af. Dis bullshit. Ek sê dit nou vir julle. Hallo, ek wil net vir julle iets vertel, net sê. Die wette in Suid-Afrika beskerm mense wat plak in jou huis, basically. Omdat sy 'n haven is vir ouer mense, sal sy nie sommer ge-evict word nie. So laat wat jy kinders onder 18 het en sodra langs wat jy ou mense het, basically kan sy bly so lank daar as wat sy wil totdat die man, die eienaar van die huis, haar nie uitsit deur die regte volgorde en die regte stappe nie. So dit is die rede hoekom sy wat Kathy al so lank wegkom met hierdie goed. Sy was baie stil laas jaar en sy het my benader om vir haar te bemarking te doen wat sy weer geweet sy gaan nog steeds aangaan met hierdie projek. So sy is actually beskerm op die oomblik omdat sy na ouer mense kyk. Ja, okay mense, ons gaan ander mense ook in die boksies gee, nie net die hele tyd dieselfde mense nie. Lee, jy praat die waarheid, want op die einde van die dag is, hierdie ding gaan al 'n lang tyd aan. En my solution is, mense, kom ons wag om te hoor wat sê Tannie Mandy. Sodra Tannie Mandy terugkom na almal toe. Ek praat van as Tannie Mandy live gaan en sê, okay mense, dis wat ons nou nodig het, dan werk ons van daar af. Mense, dan werk ons van daar af. Om allegations te gooi en dit te sê voordat Tannie Mandy terugkom, want Bin was al daar was al ander mense daar. Soos wat hulle sê, die ander mense is nou apparently besig om by die strand te loop, hulle het hulle nou daar, Tannie Mandy sal nie daar gaan nie voordat sy elke persoon daar gesien het. Want daar is gesê, daar's hoeveel mense in die huis, en Tannie Mandy sal seker wees, het elke persoon gesien in die huis. Voordat sy ry. Okay, ek wil net vir julle gesê, maar apparently was al gisteraand 18. Maar hierdie storie kom nie van gister af nie. Julle het te doen met 'n vrou wat bittergoed is om mense te kan manipuleer. Ek is te dom om gemanipuleer te word. Nee, sy wat werklik waar, omdat die ou mense het nêrens heen om te gaan nie. Hierdie storie maak my baie kwaad. Ek wil net gesê het, sy word actually beskerm om daar te bly, omdat sy huisvesting bied vir ouer mense. En dit kan 2-3 jaar vat om haar te evict. So, regte stappe moet ongelukkig gevolg raak. Presies wat my vraag was vroeër. Wie sê, daai ou mense is nie gesê iets, as julle nie dit sê nie, sit julle sonder 'n blyplek. Verstaan jy? Onthou, dis ou mense. Julle moet verstaan, 'n ou oom en 'n ou tannie. Onthou, dis nie couples nie, dis mense wat net random hier daar aangekom het. Ja, maar kom ons sê hulle kry SASSA. Nou net dreig jy 'n kind, maak jou mond oop en ek moer jou. Wat doen jy met ou mense? Jy doen presies dieselfde. Ek gee nie jou kos nie, ek vat jou wifi af, ek doen dit en dat. So, die mense wat wel die guts het om te praat, ek weet nie, ek is bang vir hulle part dat hulle geboelie word. Op die einde van die Shimmy, ja, jy kan boksie klim. Op die einde van die dag is request net Shimmy.
Op die einde van If I was the owner, I'd just fucking sell my house, honestly. op ons You can, but going to evict the people again is going to be a problem. Because they won't just put people out on the streets. Yeah, it's going to be the new owner's problem then to get Correct. off the property. So Like I some- said, it's you- not that the owner hasn't tried to get her off there. He's gone to court Yeah. to try and do it. Some people suggest get gangsters to go live there because your house is open. So I've just had almost an hour call with Auntie Louise Versace, and everything is true. She can't come here because she's got a case against Kathy. She can't come and speak because it's going to the court on the 16th. The uncle can't sell his house because Kathy doesn't want to leave the house. She doesn't want to get out so that he can sell it. He's got court orders and stuff to get these people out, but she's not going anywhere. kan nou buy the house. So she says that everything is true. She's been dealing with this lady for 7 years. They've been going back and forth with police. They've been to court and everything. But yeah, it's a very big story. And but the tying up of the people, that Tunny that was tied up, it was Kathy and her husband and her son who tied that lady up. She told me the story. They had an altercation, and the son had to hold the lady down and tie her up. The husband tied her up. Kathy had put medicine down this lady's throat and told her to drink it. Then the old lady didn't wake up, and then they got the ambulance out to come and fetch the old lady. Guys, this is real shit happening in that house. Okay. Alright, I've got a suggestion. How about I go stay in that house till I go back to America and go see what happens. Not a fuck, Batman. Ek sal daar gaan bly. Ek het nie 'n fucking saak nie. The uncle's whose house it is 82 years old. He's staying next door in a back room because he can't stay in his house. He's staying in someone's back room because he can't go into his house. Guys, this is real shit. And this woman keeps getting away with it. Nee, ek wil sien hoe maak hulle my vas. Hulle gaan moet besig wees man. This is again where this is applying that the legalities regarding this, if you go the legal route, it's going to cost the owner a lot of money. You can sell it below value and then the new owners can evict her. But because if she's got old people that she's looking after, they don't have anywhere to go, they will not evict the old people. So this is going to be a problem selling the house. It's going to be a But problem getting basically rid of what them. needs to happen is that we need to try and get those old people out of that house. And then she gets the next bunch of old people there. Guys, remember one It's going to continue unless this woman is stopped. It's true what Lee says. Listen, if you got a puppy and your puppy passes away, what do? You replace the dog. You're going to replace it. And this is exactly what's going to happen. So the minute we remove the people from that house, the next bunch is going to come in. We're going to sit with the same So- problem. Getting the old people out there is not the problem. The problem is what's going to be happening to the next couple of old people that's desperate. What's going to happen because she will do the same thing because the owner's not successful evicting her from his own house. It's a problem, and it's really the law that is currently a problem for property owners. I don't know. And Ricardo, who was there, he only found all of this shit out on Thursday when Jude's literally on a call with them told him what's going on in this house. That is why he is trying to get the evidence out to people who can help. But Shimmy, you and June, listen to my heart. This is what I'm saying. Let's prepare for what's going to happen. Alright, everybody Kan ek net gou-gou 'n request rig hierso? Ek kan sien toe ek kan afvlieg. Ek kan net nie vandag of môre nie, maar ek kan afvlieg sien toe. Nou ek hoop jy luister mooi wat ek hier vir jou sê en jy moet die boodskap relay. Okay. As jy nou slim is, Liana, stuur vir my 'n brief wat sê jy is bekommerd oor jou ma se veiligheid en ek kan die polisie daar instuur. Want nou hoor ek die ou mensies is nou strand toe vir die dag en dis nou 'n hele fucking shit show. Ek word iemand wie se ouer daar binne is wat vir my sê, "June, ek is bekommerd vir my ma of pa se veiligheid." Dan kan ek iets meer doen. Okay. Dan het ek nodig dat julle vir my moet uitvind ouer te huise of
sentrums of iets in die area of omliggend wat plek het en wat vra hulle vir 14 mense. That's what I need. June, daai tannie sê ook vir my, tannie Louise het vir my gesê, as daai ou mense daar inkom, vra daai vrou vir hulle 'n deposito toe van R600. In die 7 jaar wat daai mense in en uit is. So I think that you have to wait for the Karoo Cookie, please mute yourself, thank you. Die 7 jaar wat die mense daar in en uit is, het nie een van hulle R600 deposito gekry toe hulle daar uittrek nie. Daai geld word nie in 'n trust fund gesit nie. Daar is sake van R22 miljoen teen die vrou. Vir fraud. Weet jy wat as die storie is, mense het 'n probleem oplos. So die probleem is, hierdie vrou ran, 'n ou mens te huis, waar jy wil betaal vir jou ma om laat gekyk te word en jy voel jy maar tussen die ouer mense ensovoorts. Die probleem is langtermyn. Wat is die oplossing langtermyn? Om geld in te pomp in daai besigheid in nou, om die ou mense te help, is nie the way to go nie. Not a fact. The problem is sorting out die vrou wat nie daar hoort nie, en dit is unfortunately, dit is Cathy. Sy is bitter goed om vir mense te kak en te kerre, mense baie goed om te vra, en so kry mense, die ou mense jammer, maar wie benefit, nie sy, nie die mense se ouers nie, sy benefit daarso. Afan, by wie jy die foto's te kry vir die mense? Askuus. By wie jy By die my. foto's te kry vir die mense? By my. Ja. Wat jy dit gekry? By Ricardo wat dit by tannie Louise gekry het. Die tannie met wie ek nou gepraat het. Die een wat al 7 jaar met hierdie vrou te doen het. Tannie Louise het daai mense wat vasgebind was, het sy gaan haal. 'n paar jaar terug. Uit daai plek uit. Ek het nodig dat jy vir my moet uitvind of sy besig is om die persoonlike inligting te kry van die families van die ou mense. Okay. Julle. Maar dis wat ek wil vra. As ek nou, kom ons sê ek is op straat, né? En ek gaan nou en ek gaan liefvat my in van die straat af. Moet ek nie 'n ding invul wat my familie se goeders het en by in case ek miskien oorlede is, laat Lee my familie kan kontak nie. Waar's daai goed? Wel, oor die afgelope paar jaar het julle actually gesien hoeveel keer is daar groot mirakas gewees met die vrou Cathy. En elke keer, onthou die probleme gaan nou weg, die mense raak nou afgesaag en almal raak nou, gaan hulle eie rigtings, dan bly die nog steeds daar ou mense. En die ou mense word gestraf. So, dit is actually elderly abuse. En almal wat dit weet dit. Die mense moet polisie toe gaan. Dis nie 'n dumping grounds vir ou mense nie. Ek meen hierdie mense kan contribute towards ons welstand en ons ekonomie en alle klas, maar goed, ons kan simpel raak. Maar ek worry oor, hulle weet nou daar's mense wat opdaag, so nou maak hulle die plek reg, en as jy gaan, dan verander terug na wat dit was. Kan ek 'n dom vraag vra? Hierdie mense wat nou by 'n huis bly, en dis alles vrae wat in my kop gaan. Het hulle enige assets of enigiets wat sy kan miskien kry, laat hulle teken dat dit aan haar behoort? Batman, ek sal graag, ek wil nie alles op die platform uitspel nie, because it's part of a court I have case. a valid question. Ek het vir jou antwoord dit van die groot boks. Is dit nie 'n game plan om te sê, sit net gou vir haar in die groot boks asseblief? Batman, sy sit Maar die hulle mense goed te op 'n fonds of 'n wat noem hulle dan Verstaan jy? Want ek kan ons nou na 'n ou huis toe gaan en maak op hierdie tannies baie like en dan sit die tannies. Julle, kan ek net gou raad gee? O, fuck, jy's ook daar. Okay, sorry. yeah, she puts these people on a, what do you call this thing when they die, then you get a lump sum of money? Dis 'n begrafnispolis. Ja, sy sit hulle op polisse. Sy sit hulle op polisse en dan maak sy of die mense siek is en dan kry sy geld daaruit. Dit is waaroor die 22 miljoen rand nou gaan. Daar's lelike bewyse nodig vir dit, want dit is 'n groot accusation. Is Kan dit ek ook ietsie sê? op June se green screen, Lee? Op June se green screen. Daar's dit. There's a court case that's coming forward on the 16th of April because of the shit. June stuur haar want ek het kontak in Suid-Afrika en local wat 'n polisse aanbetref en ek dink ons moet daar net bietjie verder vat want
theft of assets is wat van jy vat iemand bank toe en jy gaan bemaak al jou goedere wat jy het, erfgoed oor aan hierdie mense. Dis next level. Especially as ou mense begin aangerand word. Onthou, weer eens, ek is gekwalifiseerd om te werk met ou mense as geriatric en pediatric. So, jy moet geleerd wees vir hierdie goed. Dis een van die moeilikste dinge is om te werk met ouer mense, especially as hulle begin met Alzheimer's en so aan. Dis bitter Kan ek moeilik. gou ietsie sê asseblief? Okay. Alright, so luister. Naomi wants to talk. Ek sê nie dit is so nie. Apparently is dit die kos wat hulle kry. 'n Broodjie met ietsie op. Ja. Okay. So ek sê nie dit is so nie en dan daai kry hulle om te eet. Dit lyk soos eiers en 'n stukkie vleis. En dan hierdie lyk soos broodjies, getouste broodjies. Wara. So, ek weet nie of dit waar is nie, maar hulle kry koffie en dan dis hoe die brood lyk as jy die brood oopmaak. So dit lyk soos lewersmeer lyk dit my wat op die broodjie is, 'n stukkie. Kan ek gou ietsie sê? Ja. Net die raad vir as June gaan. Kyk of jy 'n span bymekaar kan kry en dan ook om met die oom te gesels, die eienaar van die huis. Die way om die mense, ek weet dit moet nou legally reg gedoen word, eviction notice en al sulke tipe goed. Hoe baie eienaars plakkers uit hulle huise uitkry, is om te sê hy begin met alterations, met renovations, en hy begin voordeure aftaal. Dit is nou as hierdie ou mensie se veilige plekkie het om na toe te gaan. Dan kan die ou oom gaan, jy kan byvoorbeeld gaan met 'n span, of jy sê die span is op pad, en hulle kan voordeure, agterdeure, jy weet die safety deure, begin afval, dan is daai mense nie meer veilig nie, en hulle moet waai. Want gaan jy slaap met oop deure, gaan jy slaap met oop vensters, as hulle vensterrame uithaal, is maklik om dan entry te kry vir 'n skelm of wat ook al. Dis net die tipe dreigement wat hierdie oom kan gebruik, om hierdie mense uit sy huis uit te kry. En dan kan hy nog steeds aangaan met sy legal route wat die 16de April dan nou opkom. Ja, dis 'n baie groot ding julle. Dit is 'n baie groot ding. This goes a lot deeper. This is like fucking underground fucking No, mafia. this story will land up like on carte blanche. It's been on Carte Blanche, Ms. Collard. It's been on Carte Blanche. They've been there. Carte Blanche Really? has been there. This woman has been scamming these old people for 7 years. Carte Blanche has been there. Everything, and she just keeps going. Kyk, dit is 'n interessante vraag en ek dink dit is wat Rihanna gisterand gevra het vir Cathy, want Cathy was mos by haar die boks. Wat sy sê is, jy vat die ou mense se SASSA geld, jy gaan trek dit. So jy stuur jou seun of jy gaan trek elke persoon na 12 die aand, gaan trek jy almal se SASSA geld. Jy betaal nie water, krag en hier en goed nie, en jy complain dat jy nie uitkom met die geld nie. Nou waaraan spandeer jy dan die geld? Daarso sien ek ook iemand het gesê daar die oom het gecomplain oor sy testament. Hou net aan dat ek net dit klaar lees. Ek dink hier is 'n anonymous persoon. Waar is dit nou? Sy het 'n oom gedwing om sy testament aan haar te bemaak. Hy het dit self vertel op 'n live. Guys, sorry, but then this is not very complicated. Sis June, as julle wil so toe gaan, ek wil nie te veel uitbrei nie, maar wettiglik is daar die tannie, sy is nie 'n geregistreerd NPO nie, right? Hierdie mense betaal technically hulle SASSA geld om daar te bly, soos iemand het nou in die comments gesê, dis vir kos, maar dis wettiglik betaal hulle dit dan nou om daar te bly. So daar kan 'n dringende hofbevel uitgeneem word teen die tannie, soos jy gesê het, as enige iemand van die familie 'n geregtelike ondersoek kan van stapel stuur, dan kan daar 'n immediate hofbevel uitgeneem word teen hierdie tannie, veral as sy nie geregistreer is nie en sy vir die mense kyk wie beweer bewys en daar's nou baie goed wat rondgaan van sy maak mense vas en daai but it's not difficult to find out. En hierdie saak is nie so moeilik nie. Sy kan die oom kan buiten die ou mense, die familie van hulle, as sy vir hulle probeer kry om power of attorney oor te teken en polis en daardie tipe van goed uitneem, it's not a very difficult case to solve. So
as jy hulp nodig het, June, ek kan saamkom. It's not very difficult. En ek het kontakte op die regte plekke wat, as dit moet gedoen word vandag, dan, ja, talk to me. Ja, June, ek voel ook dat jy sal die regte persoon wees om die advocate te wees vir hierdie, want jy moet onthou, en ek dink almal kyk nou maar op na jou, want as jy 'n ding na die platform toe bring jy dit met feite. Dit is nie net 'n ding wat uit die lug uit gehang word en almal gryp na 'n live en luister Kop uit, nie. kop uit. Ek nie asseblief. So, vir my is dit net, ek voel, klim in jou kar, kry die mense wat jy wil kry, of wat jou kan help, gaan doen dit vir die ou mense, kom terug met die valid informasie, met obviously met die hofsaak wat nou opkom, daar is nou goed op Google, ek voel jy is die regte persoon om die investigation te hardloop, en bring het terug na die platform toe en sit dit net alles op die tafel, en maak 'n awareness, 'n groot awareness, nie net op TikTok nie, op alle social pages, waar almal kan sien, moenie julle ouers na hierdie vrou toe stuur nie, want dit is wat gebeur. There's a Sy massive vat hulle Facebook SASSA group, geld. Angel. Ja, There's a maar massive Facebook group. Sy vat hulle SASSA geld. Ja, maar dit moet op Twitter gaan, dit moet op Instagram gaan. Enige social page wat daar is daar buite moet sy gename en geshame word. Can I just say something regarding that? Sorry, I don't want to interrupt I'm going to you. jump out. But if there's going to be a case opened, you cannot share any of that information on platforms because that affects any criminal investigation. Ja, maar So ek dink if nie there's June, but I don't think June will put something on a platform if it's not true or she can't share it. Because June has been working with this for years now. You know, if you go look at June's page, she does the Parky projects. She helps children. She feeds people as well. She stands up for GBV. She climbs in a car 2:00 in the morning and she goes and helps people. Dis net vir my hartseer dat Pitbull laas naweek, weet die vrou is saam met Pitbull hulle uit, knowing that these people don't have food. Net correspond daar, Angel, is nie net June hulle wat dit doen nie, ons Bad Angels doen dit presies dieselfde. Ja, maar nou, okay, ek weet nou nie van julle nie, Batman, maar ek weet van June, wat June alles doen. Ek weet van jou, jy is oorsee en jy werk daar en goed. So julle almal kan dit saam sit en maak 'n awareness. Maar my punt nog steeds is, ons as kinders is veronderstel om agter ons ouers te kyk. No matter waar jy hulle sit. My ma is laas jaar oorlede van dementia. 'n ma of 'n ouer wat dementia kry, raak soos 'n 3-jarige kind. Dit is soos jou kind wat jy weer van voor af groot maak en hulle wil in 'n environment wees wat hulle mense kan herken, hulle kan die familie herken, want hulle raak verstand by hulle koppe uit. En net vir my is dit hartseer dat arme Rihanna 'n vrou getrust het in om te dink sy kan haar ma daar sit, want daar was obviously 'n rat voor die oë gedraai, en Rihanna is net so geskok gister, toe sy al hierdie goed uit, want daai vrou is buite haarself, want sy het gedog, sy sit haar ma in 'n plek, waar sy veilig is. Joenie, is die vroumens hierso, Warrior Queen, ek weet nie of jy nog in die live is nie, kan jy dalk net Lizaan of Lizette se details met June deel op 'n DM, dan sal June haar kontak. Apparently June, die vroumens het voorheen ou mense ingevat, van Cathy af. Sy kan vir jou ook baie meer inligting ingee oor wat aangaan en hoe die ou mense behandel was. Kyk, ek gaan eerlikwaar sê, as June voel, it's a thing we're gonna take on. Ek is 100% saam met June. As julle sê ons moet gaan ek saam met June. Ek sal 100% saam met June afgaan. Ek sal even bereid wees om haar te wees vir 'n paar dae, om te check wat daar aangaan. Ek het nie 'n probleem nie. Ek is 100% agter June. Mense, hierdie ding is 'n baie ernstige ding in my oë. Dit is, ek worry net. Batman, kan ek gou ietsie sê? Tannie Mandy en oom Sarge is op hierdie stadium by die huis. By hulle, by Cathy. Cathy het 'n onderhoud toegestaan aan hulle. En Cathy was op Christian se live en sy het gesê dat sy herken, sy weet van die storie van die vrou wat vasgemaak is, sy herken dit, maar daar is iemand wat kan getuig oor hoekom dit gedoen is. En sy het ook gesê sy gaan nie die eienaar daar toelaat nie, want daar is, sy het die protection order teen hom. Hy bly in die huis langsaan, ook by iemand wat squat, in 'n huis, langs die huis waar Cathy bly. En sy het vir Mandy gesê, hulle gaan nie die oom daarna toe bring nie, hy word nie toegelaat op die property nie, maar sy is bereid om te sit en praat met Mandy.
en te verduidelik wat aangaan en wat die storie agter alles is. So my voorstel as 'n buitestander, ek sal voorstel June, kom in kontak met Annie Mandy en team up met haar. En Batman, julle kan saam, julle kan dit doen. Daar's baie mense wat opstaan vir die vrou. Ek verstaan nie hoekom nie, maar daar's baie mense wat opstaan vir haar. Maar ek sal voorstel, team op met Tannie Mandy. Sy gaan terugkom en sy gaan terugvoering gee oor wat sy gesien het, wat sy gehoor het. Kathy het ook gesê dat van die ou mense is bang en hulle freak uit en hulle is senuweebrakke want hulle is bang die mense gaan hulle kom seermaak. So hulle het afgestap strand toe. Hulle is op die strand. So wat is vir hulle gevoer? Sorry om jou te interrupt. Wat is vir hulle gevoer deur Kathy? Want Kathy is 'n manipulating vroumens. Ek meen iemand wat op 'n live kan klim en sê ek gaan nou pille drink en huil en sy's nou so ja, ek is jammer, daai is manipulation en ek sê nou vir daai mense is bang vir haar vir wat as hulle monde moet oopmaak as Tannie Mandy daaronder is en hulle maak hulle monde oop, is sy bang vir wat hulle gaan sê. Dis manipulasie hierdie. Sorry. Okay, jy weet nou daar kom 'n span mense af, wat gaan jy doen? Mense kom. En hoekom is die mense bang? Hulle is bang hulle gaan seer gemaak word. Wie het by hulle daai indruk geskep? Tannie Mandy is nie dom nie. As hulle 'n kort order het in die oom, sal Tannie Mandy langsaan toe loop en met die oom gaan praat. Glo my. Ja, sy gaan. Maar what is the as sy 'n court order het, gaan die oom nie langs sou kan bly nie. That just doesn't make sense. En hy is illegal eienaar van die property waarop sy bly. That just doesn't make sense. There's no ways that she got a protection order. En as die ouer mense nie toerekeningsvatbaar is nie, dan kan 'n mens deur die hof 'n dringende aansoek doen. Julle luister wat June sê nie. Jy kan nie iets op iemand se naam sit wat sy eienaar is van daai perseel nie. Jy kan nie. Jy kan fisies nie. En dan gaan hy nie langs sou kan bly nie. Dan gaan ons nou lank protection order gehad teen my ex-boyfriend wat my geslaan het. En dit was 'n dringende protection order en die hof het vir hom gesê hy moet homself verwyder van die perseel af tot en met ek 'n nuwe blyplek het, moet hy homself verwyder. So ek dink daai is 'n hele snot storie wat sy vir almal spin omdat sy nie die ou wil terug in sy eie huis nie. En jy nou 100%, you know I've got your back. I feel that you take Batman and whoever you guys can in Tannie Mandy hulle bring 'n platform to maak it well known all over all social media pages, even the newspapers to say people do not send your parents to people you don't know and you haven't been investigated and you haven't done your own investigation on that person, or if they're not a registered NPC or MPO, do not send your family there. Ek wil net, jy weet, ons as kinders moet agter ons familie kyk of agter ons ouers kyk, want hulle het agter ons gekyk. Daar's ou mense wat nou daar sit wat nie kinders het nie. Hulle het dalk kinders, maar die kinders het hulle afgeskryf. Wat vir my baie hartseer op die einde van die dag is. Want nou is dit almal anders, al die ander mense se probleem, want jy kan as groot mens kan jy nie agter jou ma en jou pa kyk nie. Hulle is nou so swerwers daar buite. En dis hartseer. Okay, maar julle moet ook in gedagte hou soos wat sy vanoggend gesê het. Sy is nie 'n ouertehuis nie, sy's nie 'n aftreeoord nie. Sy's 'n shelter vir homeless mense. Dit maak nie saak. She's nothing. She's Ja, a ek verstaan. Ek verstaan dit, ek weet dit, maar dit is wat sy sê. Inneem en jy kan nie net die term waaronder dit val is irrelevant. Nikki, make me big box please. Dis my musculite big box. Guys, kom ons hou ook net die live in control. Laat ons nie oor mekaar praat nie asseblief. Bailey, jy wou gou iets gesê het, Bailey? Maak my big box asseblief. Julle, okay, ek luister nou as 'n derde party so. Golden Oldies Sasa Elderly Shelter. Sasa. There's a reason why she put that in there. Because she knows people monthly get a payment from Sasa. This is her freaking Facebook page. Okay, Miss Kaloid, ek wil net gou ietsie sê, dan gaan ek uitspring. Ek stem 100% saam, wie die eienaar van die property is, dit is nie nou van gedrang nie. Ons moet konsentreer op daai ou mense. Eerste plek is, waartoe gaan almal van hulle, soos June nou gesê het. Ons moet nou eers navorsing gaan doen, is daar plekke wat hulle kan inneem.
kry inligting van die families van die ou mense. Derde plek is, as jy soveel ou mensies in een plekkie indruk, nee, daai mense het special needs nodig. Van hulle kan miskien nie eens praat of weet nie wie hulle is of waar hulle is nie. Hoeveel caretaker is daar om te sorg dat daai persoon homself of haarself nie seermaak nie? Maar julle vir my sê, dis Cathy alleen, wat na al hierdie mense kyk. Dis al wat ek wil weet. Want die belangrikste ding is, hou op oor die property, konsentreer nou op die ou mense, dat ons hulle op veiligheid kan kry, en beter plekke, en goeie plekke, wat besorgd is om na ou mense te kyk, en informasie van hulle familielede. Ok, julle, dis my 2 cents, julle moet 'n awesome dag hê, hoor. Ek weet Rihanna se ma het ander plek gekry. Sy is uitgesort. Lindy Lou het gister, hulle almal het ingespring gister. So ek weet sy gaan vandag verwyder word daar. Rihanna was buite haarself gister. So sy het plek gekry vir haar mamma. Ek weet daar is plekke wat ander mense ook aangebied het. Ek dink dit was vir 8, as ek reg kan onthou, is dit vir 8 ou mense, mense wat in Aberdeen bly en buite Aberdeen bly, wat kamertjies het, wat die ou mense kan invat. Al wat hulle dan vra is, dat daar net kos gedonate word, elke maand vir die ou mense, en obviously seepies en al die koekies, al die lekker koekies wat die ou mense nodig het. Ek weet daar was 'n paar van die ander ou mense wat nou nog nie plek gehad het nie. Ek dink julle moet net met Tannie Mandy hulle bevestig, watter mense dan nou nog nie plek gekry nie. Maar ek weet daar is 'n paar van hulle wat plek gekry het. As jy teruggaan na die live toe, het ons gesê, ons moet voorberei vir die ou mense. Ja, Batman, whatever gaan gebeur vir die ou mense. Batman, julle kan in kontak kom met Joanne van The Elderly Voice. Sy het plekke in Pennington, sy het plekke in Mamsentouty. Sy is ook 'n SASSA, hulle betaal ook 'n gedeelte van hulle SASSA. Dit is 'n baie goeie facility en hulle kyk bitter mooi na hulle mense. Ons hoor net wat June sê daar. The Elderly Voice. Ja, ons sal dit Elderly Voice sê dit. Vir die boonste gedeelte, sy val onder medical. Hierdie vrou val onder medical. Dit sê, wat hulle doen, hulle services, so 3 etes 'n dag, health, supervision, medication administered. So dit is most probably waar sy al gat gesien het. So doen nie die goed nie. So sy adverteer dit so. Flower Girl, wil jy iets sê? Flower Girl? Hi Fred, hallo. Yes, ek wil net vir June iets sê, ekskuus julle as maar wifi bietjie hak, ons syne is bietjie afgesal. June, ek het 'n baie groot vraag, miskien kan jy die vrou ook kontak. Ronel Ear Inspection. Ek het nou net gekontak van Durban af, nê? Cathy het 'n video gemaak en gesê, ja, die vrou gaan die ou mense se ore gaan toets. Ek het haar gevra, sy sê, Cathy het haar naam misbruik op 'n video om te sê sy gaan oortoetse doen want sy is private. So sy het mense weer genipulate daarop ook op haar video's om te sê ja, die ou mense se oortjies gaan getoets word en die vrou is nie bewus van enige ding dat sy daar was of ore getoets het nie, want sy doen nie government werk nie, sy doen privacy. So ek wil dit maar net vir jou kom inligting gee, gaan kyk op haar Facebook, het sy dit ook gepost, dat sy die vrou gaan kry wat die vrou het haar gekontak, sy gaan die ou mense se ore kom toets, en dit is nie waar nie, die vrou het net my korrek. Sy het gesê, sy gaan ook dan nou vir Cathy ook inlig, dat sy nie onvalse inligting op social media sit van haar nie. Hierso is 1100 mense, wil julle my sê uit 1100 mense uit, is hier nie mense wat sulke goed doen, wat ons kan raad gee nie. Want volgens my, wat ek sien met my oë, as jy iemand invat, moet jy daai persoon vat, dokters toe of hospitaal, staatshospitaal toe, of whatever, as jy nou nie 'n mediese om 'n check-up te doen op die mense, om te sien of hulle gesond is, wat het hulle nodig, wat se medisyne kort hulle, is hulle diabetes, het hulle suikersiekte, verstaan jy? Shelters don't charge fees. That's what I'm saying. That's why I say it's a staatshospital.
Op die einde van die dag is mense, julle moet verstaan een ding en ek gaan bly by dit. Wat gebeur as Kathy al daai ou mense uitgooi en hulle het nie 'n plek om te gaan nie? Wat dan? Wat dan? Ek weet nie. Dis nie. June, wat dink jy? Wat ek sal doen is, ek sal die dame se nommer vir June net DM of vir een van, as iemand 'n mot is van June net my kan DM, dat ek net die nommer kan aanstuur, hulle kan hom vir June stuur en sy kan met daai Ronel vrou praat. Want ek voel net, hoekom word 'n private oorspesialis gesleep met Cathy se goeders en beskuldig die vrou sy gaan nou daar kuier om die ou mense se ore te toets. Meantime is dit net 'n manipulation om mense se aandag nou te trek, verstaan jy wat verkeerd is. En die vrou is nie bewus haar naam word gebruik nie. Ek dink die ouens van Moeg gesukkel is in hierdie life, mense. Die ouens van Moeg gesukkel is in hierdie life. Ek gaan weer sê, ons weet nie of Moeg gesukkel plek het nie, mense. Daai mense is so gegooi met mense. Dit is moeilik net om te sê Moeg gesukkel, maar die probleem is, het hulle plek om almal te sit. Dis die probleem. Ons moet hoor by Moeg gesukkel. Guys, I'm gonna jump out now, but June, the advice I would give you is, first of all, if you're gonna find places for these people, she's just gonna replace them with other people. So you're gonna have to go the legal route by obtaining, get in contact with the families, get them to make an official statement, get it on file so that a official investigation can be launched, and so that they can ek gaan nou maar net Afrikaans praat, sodat hulle kan 'n geregtelike ondersoek van stapel stuur. Daar kan 'n dringende hofbevel uitgereik word teen hierdie vrou, en dan moet die staat dan, omdat hierdie mense nie toerekeningsvatbaar is nie, hulle kan nie vir hulle self dink nie, hulle is nie, as hulle nie mense het wat vir hulle self, wat hulle kan help nie, dan staan die staat in as proxy vir hulle. En dan is dit die staat, the onus is on the state to find them a place to stay. Hulle kan hulle nie net aan hulle eie genade oorlaat. Marshall, I just want to stop you right there. I was involved with removing 22 people from her so-called golden oldies home there. Yes. You must see the circumstances those people live under. But that's exactly what I'm saying. It's going to have to be a The SAPS are being paid off. Everybody's being paid off. Okay, but not everyone has a price. So we have to get the right people involved, because Moidang, Shaz, they all came down here last year to try and help us with this whole situation. I don't fault you. I don't think the people understand. Even if you No, take they don't. people away now, we can take them all out. In 2 weeks, they will be new. she's just going to replace them. Listen, she's got a waiting list of over 600 people. Exactly. And that's what we found when we were eventually granted access to the premises. That's what we found. There's a waiting list of 600 people. So we took 22 out. We can go back every month and do the same freaking thing. 22 But Salty, those people that you took out, do you have contact with them? I have contact with a lady who started her own house for them, yeah. Okay. Did she get social workers involved to speak to them? She got psychiatrist, a psychologist, and a social worker to work with them. A lot of the people didn't want to leave because they feel that. Let me explain to you quickly, because I live on the South Coast. Kids come and dump their parents in old age homes here. When their pension runs out or their money runs out, where do they go? They go into one of these homes, okay? So now, literally, the people that we took out of the place in Hebberdine, they're staying with another, I'm going to call it a house mother, in 20, Umpton 20. They live in an awesome place. I've gone and taken food. I've gone and taken biscuits that I've baked for them, and I know that they're being looked after. Hi. Batman, sorry dat ek so inval. Ek wil net gou vir julle vinnig ietsie sê. Hoe ek met Kathy betrokke geraak het was toe voor ons huis verspoel het in Hammerstyle. Yeah, she's been all over Natal.
Yes, toe het iemand my gebel. Sorry, ek is nie goed in Engels nie, julle. Nee, maar. Toe het iemand my gebel van uit Den Haag af. Katrina. Ons het kontak gehad met mekaar want ons het baie te doen gehad met die veldbrande in die Vrystaat daai tyd. Ons was drop-off points, ons het gehelp waar ons kan. Waar ek met Kathy te doen gehad het, Katrina het my gebel uit Den Haag uit. Toe bly ek in Hammerstyl in Natal. Toe sê sy vir my, daar's 'n tannie, sy het 'n oproep van Johannesburg af gekry, daar's 'n tannie uitgegooi nou net in 44 Marine Drive. Marine Drive goes a long way through the coast. Is ons 'n posisie om haar te gaan haal? Daar is 'n video, as julle dit wil hê, dis by almal nou al. Dit is op TikTok ook, waar ek in die bakkie, ek het so gevloek toe ek uit tannie gaan haal het, want mense, hulle het by die hek vir my gestaan en lag, ons het die tannie met haar goedjies opgelaai en ek het dan na my toe gevat. Sy het vir 2 weke by my gebly voor ons haar toe kon terugvat. Maar wat toe gebeur het is, toe wil hulle hoor, kan ons gaan kyk wat gaan aan. Nou, op daai stadium het my huis nog nie verspoel nie, hy het in einde 2023 verspoel. Toe sê ek, okay, toe bel ek die huisagent Lizette. Toe sê ek vir haar, sy was die eienaar se vrou. Toe sê ek vir haar, ons stel belang in 44 Marine Drive, kan ons kom kyk. Kathy het geweet ons kom, sy het weggehardloop. Daar's 'n video. Maar Nature Lover, ek wil net vra waar Marine Drive runs all along the coast. So, which area in Marine Drive? Said 44 Marine Drive. Yeah, but that's what I'm saying. It runs from Hebberdine all the way through to Port Edward. Hello, I'm going to give you guys an update. So there is people there. I just got a message from Vape. All right, there is people that's going to take some of the elderly people in now at the moment. So I am talking to Vape on the sideline as well. They are busy arranging as well. So just have that also in mind, okay? So there is people that's busy arranging. Okay, Beth, I'm going to send you my number and then I'll give you the number of the lady who took, who's looking after the other 22 ladies that we took out. Ja. My bekommernis is net, sy mishandel hierdie mense al lank al. Haar man het nou wegbeweeg, hy het haar gelos. En haar seun Armand ook, daar is bewyse van die goed. Al wat ek sê is wat julle almal hier sê. Sy, daar moes hulle ook uitgooi, sy daar ook die krag, Sy betaal nie hier nie, sy betaal nie krag nie, sy betaal fokol. Sy trek in hierdie mentions in met vals papiere, dat sy kry 'n groot klomp geld, sy gaan die plek koop. Ja, maar my grootste bekommernis hier is, ons gaan nou, ek het gister met my ook gepraat, hulle gaan nou al die mense verwyder, daar is goeie plekke vir hulle, ek ken vir Breinhoog, ek ken vir Susie, hulle is goeie mense, hulle sal mooi kyk na die mense. My probleem is, julle gaan hulle nou almal vandag veronderstel verwyder. Môre is Kathy in 'n ander huis, en sy het weer mense, want dis wat sy doen. Ja, she's got a 600 people waiting list. Sy het 'n oom gedwing om sy kar af te teken aan haar, en ek het dadelik, toe dit nou weer gebeur, dadelik gesê, asseblief mense, stop die oom, kry hom daar uit, voor sy met die papiere sit. Kan ek net vir julle mense vra vir handdarts asseblief? Dankie, ek sal dit waardeer. Dis vir 'n goeie doel. Dis vir mense vir kos, of vir mense help met kos, dankie. Nee, maar dis die ding, Rambling Rose. Sy word nooit how do you say it in Afrikaans? She never gets persecuted. Daar was polismanne by die huis, dan draai hulle om en sê hulle vir ons, daar kan niks gedoen word nie. Sy kom Exactly what happened to us last year. Yes, die Jerry ou, hy is blykbaar hy is agent of iets, sy sê dis haar prokureur. Nee, maar laas jaar is sy 300,000 rand. Dis 'n tannie wat se man oorlede is. Sy het haar hele my Afrikaans is run out of airtime. She literally signed over her whole inheritance from her husband's pension, which was only 300 and something thousand rand. She signed it over to Kathy. Ja, sy 2 ou mense se meubels, alles. Julle kan nie verstaan hoe sleg is hierdie vrou nie. Sy het al hulle besittings gevat, toe gooi sy hulle op straat. Wel, daar kom daarom goeie nuus, julle kom geen net... Nee, Nike, dis nie tannie Helene nie.
Julle kom ons gee net vir June weer 'n kans asseblief. Skussie June. So ek kan my expand, jy kan my mod maak, kan ek dit gou doen, want hierdie een sny bietjie af. Hierdie is confirmation, sy het nie NPO wat Nou regte kant is 'n mod. Ek maak gou hierdie 'n mod. Sy adverteer nog steeds dat sy plek het. So wat sy doen, so sy het 600 mense op 'n waiting list, wat beteken sy het most probably deposito's gevat van 600 mense. Yep. Dis wat sy doen. That's what she does, yeah. Gaan vas. Asseblief moenie Nee, praat Sas, ek weet nie hoekom nie VDM back nie. Jy moet my guest access gee. The residents that are living here, we've been trying to get her to be completely closed down. For some other reason, we cannot get it right. She pays SAPS. She pays everybody off. Everybody. Everybody's got a price. Ons is al soveel. Kyk gou, ek het jou access op alles gegee, June. Jana pity. Yes, nou sit ek sommer in die big screen. Terwyl julle hierso is, gooi sommer 'n hand daar asseblief of vir mense help met kos. Skus, iemand het gesê VDM backer. Guys, let's not talk about other creators. Yeah, Thank we're not you. talking about other people. Alright, so ja, mense, ons het regtig hulp nodig, so almal wat kan help. Julle, ons het 2 mense wat nodig is met kos. Terwyl julle almal hier is, dankie, ons sal dit waardeer. Dit is legit, julle kan dit ook sien. Ja, ek kan nie. Hoekom kan jy nie? Waar is hulle? Oh, it's so June, she's on a scam alert Facebook group. Nou, Sean. Dankie julle, ons waardeer dit. Laas jaar, ek gaan vir jou nou ietsie lelik sê, nee. Laas jaar het die mense nie eens 'n broodjie met kaas op nie gekry met 'n koppie tee en haar 2 kinders en haar man sit met Kentucky Fried Chicken. Okay, maar ek dink dis die broodjies wat ek nou gebruik het wat lyk soos lewerspeer wat Ja. Okay. Alright, mense, so ja, ek het 2 families wat ook hulp nodig het, julle met kos en goed, so alles wat ons hier maak, mense gaan ons opshare tussen, ek sal dit oorbetaal aan June ook. Kom ons kyk waar kan ons mense help, asseblief, dankie. Ek het hy, jy moet maar daar lees. My Juni, I'll send to you directly. I'm not going to do it through TikTok because it takes, what, 70% of your money. Nee, wag. Nee, waarvan praat julle nou? Wat se fondse praat julle nou van? Ek sal die kyk. Ek praat van my goeders gesê, daar's 2 mense wat ons wil help met Okay. Ja, julle moet asseblief die geld in haar rekening inbetaal wat by Aras laat as asseblief kom in kontak met my. Maar hierdie is volgens haar dokument hoe sy dit adverteer en sy Januarie nog geadverteer dat sy 7 spots available het. Nou, hoekom sal jy sê daar's 7 spots available as jy 600 mense op 'n waglys het? June, that's her MO. So how she gets to put them on a waiting list is she says she's got spots available. Dit al jare, sy het 'n 44 maar He's been doing it for years here on the South Coast. June, wait guys, it's like a rollover. So, as ek 1 persoon wegvat, het ek 'n rollover vir die volgende persoon. So I've always got people available. Boom, boom, boom. It's like rolling. You would be Capitec. What is that? We don't want that. Julle moet onthou toe sy uit 44 Marine Drive uitgegooi is. Toe was dit nie 'n week nie, toe maak sy die plek in 17 Bermuda oop. Dis wat soos Batman gesê het, hulle gaan nou al die ou mense is versorg, hulle is uit. Môre sit sy met vals dokumente weer in 'n nuwe mansion en 'n nuwe huis. I feel really bad for that owner. Sy hou nie op nie, ons kry haar nie gestop nie. Ons I feel really bad for that People owner, are so guys. desperate to rent their places out here because of our water situation. We've got a big water situation here. People are so desperate that they will rent to anybody. Yeah, I feel really bad for the owner. Like, honestly, really bad. Rambling Rose, where are you? Okay. Alright.
Ja, this thing is a big story, guys. Let's focus on the old Ek people. moet jump, ek moet Ja. spring, laat ek bietjie kyk wat ek kan trek. Laat ek met Tannie Mandy praat. Ek hou julle op hoogte. Alright, sure. Dankie, Julie. Alright, guys, that's it. So let's focus on the old people. Like I said, let's hear what Tannie Mandy's got to do there. As Tannie Mandy hulp nodig het, vra ek al julle mense om in te spring, om te help daarso mense, help die ou mense. It's not about me, it's not about nobody, it's about the old people. Dis waaroor dit gaan, mense. So as hulle hulp nodig gaan hê, kom ons hoor wat is die eindresult. Daai huis wat miskien die ou mense vat, kom ons sê hulle word geskuif. Kom ons support daai mense, ons stuur blikkies kos, ons stuur 60s, ons kyk waar kan ons help, want dit is 'n groot ding vir mense net om mense in hulle huis in te vat. So almal wat kan help, ons sal dit waardeer. Kom ons worry oor die ou mense. Ons worry nie oor wat Kathy doen en wat hierdie een gaan doen en daai een gaan doen nou nie. Ons sal daai deel vat as ons daarby uitkom. Ons prioriteit is nou die ou mense. So as die ou mense besluit om by Kathy te bly, mense, unfortunately, kom ons kry kos by daai huis uit. Laat Kathy nie kan sê daar's nie kos nie. Kom ons sê die mense besluit om daar te bly. Kom ons kry kos uit, ons lewer, ek dink 'n Spar or something, Nature, somebody help me, it's a Spar story there. Ons kry vouchers en ons laat hulle kos vouchers daar gaan kry en aflaai. Mense, Nee, nie vouchers nie. Nie vouchers nie, Batman. Ek gaan vir jou nou sê, nie vouchers nie. Nie She spends vouchers those nie. vouchers on her own family, not on the old people. yeah, but there's a way that they can pick up food from Spar. You can pay for the food or something and people Nee, Batman, moenie vouchers promote nie. Wie gaan kontrol hou oor dat ou mense dit wel kry? Dis wat ek sê, kos. Not money. Ja, Shams, lewer die kos af, gaan koop die kos, lewer dit af, and okay, maar say to the old people, but buy food that they can have on their own, in their room or in their unit or whatever you want to call it. Guys, on the end of the days, I did find out there is no 60s. There's only a Spar there in Aberdeen or something. Yeah, there's But only a apparently Spar in Aberdeen. Spar delivers. So hulle Nee, like daar is 'n Pick n Pay. Wel, ek weet nie. Ek kan nie op wat ek gesê het. If you go, the Spar's on your left hand side and the Pick n Pay is on your right hand side. So yeah, that's the main thing. Get food to that house. And that's Ai, Batman, kan ek gou praat asseblief? Ek is een van Tannie Mandy se mots. Ja, jy kan praat. Kan julle nou net op die oomblik aanhou met die kos situasie om enige iets toe te stuur? Laat Tannie Mandy terugkom. Daar is sy's besig met 'n proses wat sy deurwerk. En as sy terugvoering kom gee, dan kan ons almal hande vat asseblief, Batman. 100%. Ons het nie gesê ons gaan nou spring met die kos nie. Ek het gesê waantoe hulle Ja, asseblief. dan vat ons dit van daar af. Wat Tannie Mandy sê. As Tannie Mandy live kom of whatever en sê ek vir die mense, dan support ons die mense wat die ou mense invat. Of waar Net so. Dit is wat En op die oomblik probeer Tannie Mandy vir hulle almal verblyf kry. So op die oomblik asseblief niemand moet kos stuur na Cafe toe nie. Nee, Dis al wat ek vra, Batman. Jy sê stuur kos, nou van die mense gaan dalk kos aanstuur. vir die ou mense wat agterbly. Vir die ou mense wat agterbly. Kom ons sê hulle besluit hulle gaan hulle bly daar. Daai ou mense gaan kos koop. Ja, dis kom ek sê, dan op die oomblik moet niks stuur nie totdat Tannie Mandy terugvoering gee. Dan kyk ons weet nie. BDM guess who's watching, ek is baie die mekaar, ja. Ja, dis kom jy het my die mekaar gemaak want ek het gedog jy omdat jy praat van om kos te Hoor stuur. wat ek sê van die begin af. Ek het gesê kom ons wag, punt nommer 1 wag Mandy om terug te kom. Punt nommer 2, as dit kom met ons almal hande vat en kos stuur vir die ou mense waarever hulle is. Dis wat ek gesê het en dis wat ek bly sê. En onthou nog Tannie Mandy het ook nog geld nodig om terug te kom terug na Gauteng toe. Dis 'n ander ding wat ek asseblief ook net onder almal se aandag wil bring. Daarvoor kan die mense kan daar na Tannie Mandy toe gaan en Dis kom ek sê, jy weet daar's nog baie dingetjies wat julle mos nie van weet nie. Dis kom ek sê ek is een van Tannie Mandy se mots, maar wag vir Tannie Mandy om live te gaan en dan sal ons dit van daar vat back.
My prioriteit Dankie. is ou mense. So Ja, dit- dankie. Hoor, is jy Batman, ek huil al van vanoggend af. Jy weet, dit maak my hart seer om dit te sien. Dit is nie Jy weet, nice ek is in Engeland, jy weet wat breek my hart, jy weet. Ek sit hier so in Engeland en hierdie mense is so, en ek wens net ek kan sien toe gaan en hulle gaan uithaal en help. Dit is moeilik. Ek dink ook ek kan hulle almal in my huis sit, maar ek kan dit nie alleen doen. Ja, dis kom ek sê my hart breek al van vanoggend af, jy weet. En eintlik al van gisterand af. Maar weet, ek het net my pa oor en dan dink ek is my pa darm okay. Ja, dit is 'n moeilike ene. Dit is 'n Ja, dis kom ek sê dit is baie na my hart en dit breek my hart om hierdie goedjies te sien. Maar asseblief julle mense, wag vir tannie Mandy, dan vat ons almal hande saam. Baie dankie, Bat. Alright. Thank you, Batman. Thanks, Colite. So ja, mense, dit is nou maar my kant van my storie. Ek dink ons moet net fokus op die ou tannies en die ou ooms en almal wat daar is. Dit is my